Ons terug op die lig. Onthou julle in die ou dae, toe die TV so vroeg was, so jonk was, as die beeld afgegaan het, dan het hulle so 'n prentjie opgebring van die drade met sulke groen duiweltjies wat so in die drade kou. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie, ek onthou dit baie goed. Dit is maar gewoonlik wat gebeur met klankstelsels en sisteme. Goed, kom ons sit net so en voordat ons na die woord van die Here luister, bid ons net saam en ons vertrou dat die Here ons harte sal seën. Ek dink is my foon wat daar lê, Michael, laat iemand hom maar net dooddruk of net omdraai. Kom ons sit net so en ons bid net saam. Here, baie dankie vir die krag van u woord. Dankie dat dit 'n tweesnydende swaard is. Dankie dat ons weet, Here, u woord is waar en ewig en betroubaar. Dit is nie altyd vir ons lekker om te luister na die waarhede van u woord, wanneer dit sny nie, Here, en wanneer dit oopvlek en wanneer dit ons die waarheid wys nie. Maar dit verander nie aan die feit dat dit die waarheid is nie. En ek dank u vanmôre vir die voorreg wat ons het, om onder die geklank van u woord te kan sit in 'n land waar ons dit nog vry kan doen. Dankie dat u ons veilig teruggebring het, dat ons in hierdie môre weer tyd saam met mekaar kan spandeer. En dankie dat ons weet, Here, u sal die werk wat u in ons harte begin het voltooi tot op die dag van Christus. Dankie daarvoor. En seën ons nou, Here, terwyl ons na u woord luister. In Jesus se naam. Amen. Verlede week het ons stilgestaan by Nahum hoofstuk 1 vers 1 en ons het gekyk na die tema die groot stad Ninive. Ninive soos Babel wat alles van hierdie wêreld verteenwoordig. En ons het verlede week vir mekaar gesê, soos Ninive verbygegaan het, gaan die wêreld en sy grootsheid en sy heerlikheid verby. Vandag gaan ons die hele hoofstuk 1 deurwerk. In ons Afrikaanse Bybels is die tema die toorn van die Here oor sy vyande en sy goedertierenheid oor sy volk. Guzik gee aan hierdie hoofstuk die tema Coming Judgment on Nineveh. In die King James is die opskrif God's Wrath Against Nineveh. En ons tema vandag is sonde vernietig nog steeds. Die hooftemas van hierdie hoofstuk kan as volg opgesom word. Die las van die profeet se profesie, dit wat ons verlede week net so vinnig na gekyk het, God se oordeel en die wese, die aard, die karakter, die natuur van God. In die eerste helfte van hierdie hoofstuk beskryf Nahum die karakter van die een wat oordeel, van hom wat oordeel. Hy beskryf die karakter en die aard van God so goed as wat enige mens moontlik kan. In vers 2 tot en met vers 8 sien Nahum die oordeele van 'n genadige God. En in kragtige beskrywende woorde vertel Nahum wat hy sien wanneer hy God in aksie sien. Kom ons lees vers 2. 'n jaloerse God en 'n wreker is die Here. 'n wreker is die Here en vol grimmigheid. 'n wreker is die Here vir sy teestanders en hy behou die toorn teen sy vyande. Hy sien God in hierdie visioen wat God hom wys as 'n heilige en regverdige wreker wat die goddelose nooit laat wegkom met sy goddeloosheid nie. Die Hebreëse woorde wat hier gebruik word, skep 'n baie duidelike en 'n sterk beeld van 'n jaloerse God wat hom wreek op sy teestanders. Nou vriende, so min in ons moderne kerk in die weste, hoor ons dat God beskrywe word as 'n jaloerse God, 'n wreker vol grimmigheid. Ons hoor net deesdae van God as liefde en God as genade, van liewe Jesus wat vir ons sondes gesterf het, van liewe Jesus wat alles verstaan en sal oorsien, want hy het mos klaar daarvoor gesterwe. Almal wil die verlossing hê wat hierdie liewe Jesus aanbied, maar daar is min mense in die moderne wêreld wat die ware heiland wil volg. Sien, daar's 'n verskil tussen glo dat hy vir my sonde gesterf het, dit selfs bely,
en hom volg in gehoorsaamheid. Twee verskillende goed. Die meeste mense in ons wêreld vandag kom net by, ons glo dat hy vir ons sonde gesterf het en ons bely dit selfs, maar hom volg in heiligheid, nee meneer. Nee, sover gaan ons nie. Daar's 'n reuse verskil tussen glo in hom en nederig en gehoorsaam volg. God is baie liefdevol en genadig, ja, maar soos ons in hierdie hoofstuk sal sien, daar is 'n afsnypunt aan sy genade. En wanneer daardie afsnypunt gekom het, word hy 'n grimmige wreker, vol woede, wat hom wreek op sy vyande. Tereg leef ek en jy vandag in die tyd van God se genade, maar laat elke onbekeerde sondaar en goddelose weet, laat elke onbekeerde misdadiger weet, laat elke onbekeerde godsdienstige weet, daar is 'n afsnypunt aan God se genade. En dan, in daardie oomblik, verander hy van 'n liefdevolle, genadige Vader na 'n jaloerse wreker wat kook van toorn. Daar is ook 'n ander kant aan hierdie saak. Vir elke persoon wat nagekom is in hierdie lewe, elke verkragte vrou, elke gemolesteerde kind, elke verkulde vernoot, elke familielid van 'n vermoorde persoon, elke een wat nagekom is, wat seer gemaak is, wat verpletter is deur ander se sonde, wie se lewer vergrys is deur die sonde van ander mense, kan weet met sekerheid, God is 'n jaloerse wreker, wat in grimmigheid die onbekeerde oortreder sal vergelde. En hoe regverdig en gepas sal sy vergelding nie wees nie. Hy is lankmoedig en genadig, ja. En ons leef in die tyd van sy genade, maar daar is 'n definitiewe afsnypunt. Guzik skryf hieroor, hy sê, die mens moet verstaan dat hy nie teen God kan veg en hoop om te seëvier nie. Elkeen wat homself en haarself teen God opstel, sal uiteindelik sy wraak ontvang. Na hom sien God as 'n jaloerse God. Redpath skryf hieroor, hy sê, God se jaloesie is sy liefde in aksie. Hy weier om die mens se hart met enige mededinger te deel, nie omdat hy selfsugtig is en alles vir homself wil hê nie, maar omdat hy weet dat ons morele lewe daarvan afhang. God is nie jaloers op ons nie, hy is jaloers vir ons. Naam gaan voort en beskryf God dan as 'n lankmoedige God, maar groot van krag. Vers 3. Die Here is lankmoedig, maar hy's groot van krag en nooit laat die Here ongestraf bly nie. Sy weg is in 'n warrelwind en in 'n storm en wolke is die stof van sy voete. Spurgeon skryf oor hierdie vers, hy sê, God is baie geduldiger as die mens. Alhoewel daar 'n tyd en 'n plek is waar hy sy toorn toon, kom dit nie vinnig of sommer net lukraak nie. God se swaard van geregtigheid is in sy skede, maar dit is nie daarin vasgeroes nie en dit kan maklik getrek word, maar dit word daar gehou deur sy hand van genade wat dit terugdruk in sy skede en uitroep, slaap o swaard, slaap, want ek sal nog steeds barmhartigheid betoon aan sondaars en hulle oortredinge vergewe. God is genadig en geduldig, maar wee hulle wat dink dat hulle kan wegkom met sonde. Na hom sien die see wegsmelt voor God. Hy sien die berge wat bewe voor hom soos wat God beweeg. Die hemels wat wegsmelt, net soos wat Micha dit gesien het. Vers 4 tot 6. Hy dreig die see en maak dit droog en laat al die riviere opdroog. Basan en Karmel kwyn weg en die groenigheid van die Libanon verwelk. Die berge bewe voor hom, die heuwel smelt weg en die aarde rys op voor sy aangesig, ja die wêreld en almal wat daarin woon. Vers 6, wie sal standhou voor sy grimmigheid en wie sal bestand wees teen die gloed van sy toorn? Sy gramskap word uitgegiet soos 'n vuur en die rotse
word stikkend geruk voor hom. Sien vriende, Nahum, soos die ander profete van die Ou Testament, het God gevrees omdat hulle in geen onduidelike terme gesien het wie God is. Hulle het gesien, Nahum sien in sy visioen, dat waar God beweeg, die see verdwyn. Hy sien in sy visioen hoe die berge bewe en kantel wanneer God se heerlikheid verbygaan. Hy sien hoe dat die heuwel smelt en wegvloei soos warm was, net soos wat Micha gesien het. Die profete in die Ou Testament het gebewe voor God. Hulle het die gloed van sy toren in hulle visioene gesien. Die vuur van sy gramskap het hulle beleef. Hulle was nie familier met God nie. Jy hoor partykeer hoe mense so familier praat met God asof hy sommer een van ons is. Hulle was nie arrogant en vol van hulle self nie. En bowe alles het die profete nie met sonde gespeel nie. Hulle het nie ligtelik en arrogant en selfvoldaan uitsprake gemaak namens God nie. So maklik vandag in die moderne wêreld, in ons moderne kerkwêreld, sê mense, die Here het vir my gesê, ek moet vir jou sê. So anders as die moderne mens, met ons moderne lewens en tegnologie. Ons wat met God se genade speel, ons wat in die week in sonde lewe en op 'n Sondag, liewe Jesus. Ons met die moderne valse profete, wat dink dat hulle God en sy heilige woord kan inspann vir geld, en vir status, en vir sukses, en vir aardse glorie, en wat dink dat die evangelie winsgewend behoort te wees. Nie die profete van die Ou Testament nie. Hulle het gebewe voor God, en gevrees vir sonde, en die gevolge daarvan. Luister na Spurgeon, hy sê God is nie soos 'n onregverdige regter, wat die skuldiges eenvoudig laat gaan, uit 'n valse gevoel van medelee nie. Ons kan nie net hoop dat God sal sê, alles is vergewe, wanneer iemand van hierdie wêreld af oorgaan na die volgende toe nie. Sonde moet voor verantwoording gedoen word, want God sal die goddelose nie net vryspreek nie. Elke sonde moet betaal word, het sy in die hel of aan die kruis. Maar God sal die goddelose nie vryspreek nie. Nog nooit een keer, sê Spurgeon, het hy 'n ongestrafte sonde vergewe nie. Nie in al die jare van die Allerhoogste nie. In al die dae van sy regterhand het hy nie een keer sonde sonder straf uitgewis nie. Julle sal onthou dat die hele Ou Testament vir sy volk was vol van offers. Elke keer as iemand in Israel gesondig het, moes hulle 'n offerdiertjie bring, 'n onskuldige lammetjie of 'n onskuldige tortelduif of iets moes hulle bring en onskuldige bloed moes vloei vir daardie sonde. Elke liewe sonde is gestraf. Elke een. Guzik skryf, wanneer God lank genoeg weerstaan en sterk genoeg verwerp word, kom uiteindelik sy oordeel. Ja, hy is stadig om toornig te word, maar wanneer dit wel kom, word sy toorn uitgestort soos 'n vuur. Hy sê en ons dit verstaan, behoort dit ons vinnig te maak om berou te hê en versigtig om op God se geduld te vertrou. Die Assiriërs het in hulle arrogansie en in hulle met hulle aanmatigende houding gedink dat hulle weer kan wegkom met hulle sonde as hulle net weer bekeer in sak en as.
Ongetwyfeld het hulle die stories gehoor van Jona wat meer as 100 jaar gelede in Ninive kom preek het en hoe die koning van ons stad hom voor die Here verneder het en hoe God die stad gespaar het. Hulle sou geweet het dat God se hand van verwoesting was afgewentel en nou wou hulle ook hierdie genade misbruik. Maar God wat die harte van mense ken, het geweet dat hulle nie opreg was nie. Hulle was verby die punt van sy genade. Sy oordeel oor hulle was vasbesluit en hy het vernaam gesê, sê vir hulle, die tyd is verby. Die uurglas het uitgeloop, julle verwoesting kom. Kan ek vandag met 'n sondaar praat wat luister, miskien nie in hierdie gebou vandag nie, miskien in hierdie gebou, miskien iemand wat later na hierdie boodskap sal luister. Kan ek vanmôre met 'n geharde sondaar praat, iemand wat in sonde voortwoed, luister vanmôre, die tyd loop uit. Elke kosbare minuut tik verby. Haas sal die dood my en jou kom haal. Die tyd van jou sonde gaan verby. En wanneer die dood kom en jy en ek uiteindelik voor God se troon staan, wat ons verseker sal doen of ons wil en of ons nie wil nie, of ons daarin glo en of ons nie daarin glo nie, voor God se troon sal ons staan, sal God hom moet wreek oor jou sonde. Ja, hy het hom gewreek op Christus aan die kruis. Hy het Christus gestraf, sodat jy en ek nie gestraf hoef te word nie, maar jy wou dit nie aanvaar nie. En daarom moet God hom uiteindelik wreek oor jou sonde en oor jou lewe. Want wreek gaan hy hom wreek oor jou sonde. Openbaring 20, almal van julle ken hierdie gedeelte, terwille van hulle wat die woord van die Here nie so goed ken nie, ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. Dieselfde persoon as wat na hom gesien het, wat as hy beweeg die see verdwyn en die berge kantel en die heuwel smelt. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan. Elke liewe persoon wat gebore is vanaf Adam. En 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, almal wat op die Titanic was. Die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Hoekom? Want God moet sonde wreek en straf. En as daar nie die prys van Christus aan die kruis aanvaar is, en hy nie in gehoorsaamheid gevolg en gedien is nie, dan bly daar net een opsie oor, en dit is die groot wit troon oordeel, want elke sondige daad, elke verkeerde woord, elke leuen, elke bedrog, elke oorspel, elke sonde, elke dronkenskap, alles moet gestraf word. Elkeen wie sy naam nie gevind is in die boek van die lewe nie. Kan ek vanmôre vra, sal jou naam gevind word in die boek van die lewe? Sal jy saam met die mense van Ninive vir ewig in die poel van vuur moet wees? Sal dit jou tuiste wees? Maar luister, wat kan waar wees vir jou? Naam gaan voort en hy beskryf God in vers 7 as volg. Die Here is goed. 'n Toevlug in die dag van benoudheid. Hy ken die wat by hom skuil. Kan ek dit weer lees? Die Here is goed. Hy's 'n toevlug in die dag van benoudheid en hy ken die wat by hom skuil. En dis die wonderlike waarheid van God se woord. Hy kan vir jou 'n
toevlug wees, 'n skuilplek teen die storms, 'n skuilplek teen sy toorn wat op pad is. In die King James lees hy as volg: The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knoweth them that trust in him. Spurgeon skryf: die Here is goed, 'n vesting in die dag van benoudheid. Diegene wat hom liefhet en hom vertrou, sien die goedheid van God en vind beskerming in sy vesting wat hy self is. En dis nie maar net vir 'n dag of vir 'n week of vir 'n maand nie. Dis vir ewig. Guzik skryf: die Here is goed. Dit is van kardinale belang dat almal dit weet. God is goed in die kern van sy wese. Dit is sy aard om goed te wees. En hy sê God is onafhanklik goed. Niemand hoef hom te help om goed te wees nie. God is ewig en onveranderlik goed. God is goed in elkeen van sy goddelike persone. God is goed in elke daad van genade. God is goed in al sy planne en al sy doelwitte vir ons lewens. Kan ek jou vanmôre vra, ken jy hom al so as 'n goeie God? Is jou sonde al weggewas deur die bad van wedergeboorte, deur die kruis van Christus? En is jy al in 'n liefdevolle verhouding met hierdie goeie God deur die kruis? Is hy jou toevlug en jou bergvesting? Is hy jou vervulling en jou vreugde? Hy kan en hy wil dit vir jou wees. Weet jy al dat hy goed is en dat daar niks in hom is wat ooit enige skade aan jou of iemand naby aan jou kan doen nie? Miskien sê jy vanmôre, maar ek kan hom nie vertrou nie. Hy het my pa weggevat. Hy het toegelaat dat ek verkrag word. Hy laat slegte dinge gebeur in hierdie wêreld. Waar is hy as klein kindertjies verkrag en gemolesteer word? Waar is hy as jong meisies ontvoer word, deur mensehandel verkoop word, dwelmslawe van gemaak word en verkoop word op die wêreldwye mark van prostitusie? Waar is God? Ek kan hom nie vertrou nie. My antwoord aan jou vanmôre is, as jy hom maar net kon leer ken. As jy maar net kon verstaan dat dit nie hy is wat hierdie wêreld so stikkende plek gemaak het nie. As jy maar net kon verstaan en glo dat dit ons is wat hierdie wêreld so gebreek het, dat dit nie sy plan vir ons was nie. Dat dit nie sy plan vir ons was, dat ons in hierdie gemors sal lewe, waar mense mekaar vermoor en mekaar besteel en mekaar belieg en mekaar verkil nie. Dis ons wat dit in hierdie wêreld ingebring het. As jy maar net kan leer dat hy absoluut betroubaar is en goed is en 'n waarmaker is van sy woord. Weet jy dat ek en jy was nooit geskape vir sonde nie? Ons was geskape vir heiligheid. Vir die heerlikheid van heiligheid. Vir 'n heerlike en heilige verhouding met hom. In vers 8 sien naam dat God soos 'n rivier in vloed in Ninive inkom en dit vernietig. Kom ons lees vers 8. Maar met 'n oorstromende vloed maak hy 'n einde aan die plek van die stad en sy vyande vervolg hy die duisternis in. Guzik sê met 'n agneming van die karakter van God, alhoewel hy stadig en goed is, kon hy nie vir ewig die sonde en die rebellie van die Assiriërs oor die hoof sien nie. Hulle einde en hulle oordeel sou soos 'n oorlopende vloed kom. En vriende, so sou dit letterlik gebeur, want God is betroubaar en soos hy gesê het dit sal gebeur, sal dit gebeur. Boyce skryf hieroor, hy sê, volgens sekulêre verslae het daar tydens die finale beleg van Ninive deur 'n rebelle leer van Perse, Meders, Arabiere en Babiloniërs buitengewone swaar reën geval.
Dit het veroorsaak dat die riviere oorstroom en die stad se mure ondermyn was. Dele van hulle mure het begin ineenstort en die invallende leers het die stad daarna deur hierdie bresse ingeneem. God het dit gesê deur Nahum. Jou einde sal soos 'n oorstromende vloed kom. Letterlik het God 'n einde gemaak aan die plek van hierdie stad en sy vyande die Assiriërs in die duisternis ingejaag. In die tweede gedeelte van hierdie hoofstuk word twee werklikhede beskrywe: die vernietiging van Ninive en die verlossing van Juda. Eers vers 9 tot 11, die vernietiging van Ninive. Wat wil julle beraam teen die Here? Hy maak daar 'n einde aan. Die benoudheid sal nie tweemaal opkom nie. Want al is hulle almal saamgevleg soos dorings, en soos hulle drank so deur en deur nat, hulle sal soos droë stoppels volkome verteer word. Van jou, o stad, het een uitgegaan wat kwaad teen die Here beraam het, wat verderflike planne gemaak het. In vers 10 lees as volg in die King James: For while they were folden together as thorns, and while they are drunken as drunkards, they shall be devoured as stubble fully dry. Guzik sê Ninive was ryp vir 'n verwoestende oordeel. Dit was nie 'n harde tugtiging nie. Dit was 'n algehele vernietiging. In vers 12 en 13 beskryf Nahum die verlossing van Juda. So sê die Here, al is hulle ook in volle krag, so groot in getal, tog sal hulle net so afgemaai word en vergaan. Ek het jou verneder, ek sal jou nie meer verneder nie, maar nou sal ek sy juk van jou af verbreek en jou stroppe stikkend ruk. God sê, ek sal hierdie Assiriërs wat jou so bedryf, ek sal daai juk van jou afruk. Die vyande van Sion het magtig gelyk. Hulle was veilig en talryk. Tog sou hulle verwoes word deur die oordeel wat die Here oor hulle sou bring. Vers 14 beskryf die einde van die bose Assirië. Vers 14: Maar die Here sal dit oor jou verorden. Van jou naam sal daar nie meer gesaai word nie. Ek sal uit die huis van jou God uitroei die gesneede en die gegote beelde. Ek sal vir jou 'n graf maak, want jy is te lig bevind. Vers 15, die seën vir Juda. Kyk op die berge en die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor. Vier jou feesdae, o Juda, betaal jou geloftes, want die snootaard, die Assiriër, sal nooit weer deur jou gebied trek nie. Hy is heeltemal uitgeroei. Wat 'n wonderlike laaste vers van hierdie hoofstuk. Ek sluit af. Aan sonde en 'n lewe van sonde, soos ons verlede week gesien het, kom daar 'n einde. Ninive en die Assiriërs het dit soos baie ander menslike koninkryke op die harde manier geleer. God sal alle sondaars vergelde. Elke mens op hierdie aarde wat hulle nie tot God bekeer nie, wat die kruisdood van die Here Jesus verwerp, sal God persoonlik vergeld. Vriende, daar is groot onkunde in die moderne kerklike weste aangaande die aard van sonde. Dit is baie belangrik om dit te verstaan. Baie mense in die kerklike weste glo dat die dood van die Here Jesus aan die kruis van Golgotha en sy opstanding die aard van sonde verander het. Sonde is nou skadeloos. Daar's mos daarvoor betaal. Dat dit na die kruisiging van Christus nie meer dodelik is nie. Dat daar vir alle sonde van alle tye betaal is en dat sonde voortaan skadeloos is. En dat as ek hom bely as verlosser en saligmaker, ek nou doodluiters kan voortleef in my sonde, want daar is mos reeds daarvoor betaal. Dit hou geen gevaar meer vir my in nie. En dit verstom my wanneer ek in hierdie wêreld beweeg en ek
Ek ontmoet mense wat sogenaamde belydelende Christene is, wat in sonde voortleef asof dit die normaalste ding op aarde is om te doen. En as jy met hulle praat oor wedergeboorte en bekering en berou en heiligheid, dan noem hulle jou 'n dweper. Jy dweep. Jy loop met die Bybel op jou arm. Mense wat as 'n lewenswyse skinder en skel en drink en dronkenskap doen en dobbelary en seks buite die huwelik en oneerlike sake transaksies en jaloesie en die lys kan aangaan en aangaan en aangaan. Terwyl Paulus tog duidelik in Romeine 6 vers 15 sê, wat dan sal ons sonde doen, omdat ons nie meer onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Hoekom sal Paulus ons waarsku? Hoekom sal hy sê, ons kan nie verder in sonde lewe nie? Weet jy hoekom? Want die aard van sonde het nie verander nie. En elke sonde moet betaal word. Elke een. Luister weer hoe mooi stel Spurgeon dit, ek lees weer wat hy gesê het, vir ons almal se herinnering. God is nie soos 'n onregverdige regter, wat die skuldiges eenvoudig laat gaan uit 'n valse gevoel van medelee nie. Ons kan nie net hoop dat God sal sê, alles is vergewe, wanneer iemand van hierdie wêreld na die volgende oorgaan nie. Sonde moet voorverantwoording gedoen word, want hy sal die goddelose nie vryspreek nie. Elke sonde sal betaal word, het sy in die hel of aan die kruis, maar God sal die goddelose nie vryspreek nie. Elke sonde sal betaal word. Nooit een keer het hy 'n ongestrafte sonde vergewe nie, nie in al die jare van die Allerhoogste nie, in al die dae van sy regterhand het hy nie een keer sonde sonder 'n straf uitgewis nie. Aan die kruis het ons Heiland die prys vir jou en vir my sonde betaal. Dis waar. Sodat God ons in sy genade kan vergewe wanneer ons tot hom bekeer. En sodat ons los kan kom van die mag en die straf van sonde. En sodat ons hom nou in heiligheid kan volg, terwyl ons ons kleed onbevlek en onberispelik voor hom bewaar in heiligheid. Niks het verander aan die aard van sonde na die kruis nie. Die prys is daarvoor betaal. Ja. Maar sonde is nog steeds net so dodelik soos voor die kruis. Dit bring steeds die dood voort. En dit sal gestraf word indien ons onbekeerd voortwoed in sonde. Al sit ons Sondag vir Sondag in die kerk en al bely ek dat Jesus my redder is en dat ek glo in die kruisdood van Jesus, as ek voortleef in sonde sal dit gestraf word. Die Assiriërs het op die harde manier geleer dat God sonde straf, want hy moet. En almal wat onbekeerd in sonde leef, sal die prys daarvoor betaal. Ninive het, en so sal elke onbekeerde sondaar. Baie mense verstaan nie sonde reg nie. En dit kos hulle op die lang termyn die ewige lewe. Dr. Taylor het 'n boekie geskryf, A Right Conception of Sin. Baie ou boekie. Hy val al uitmekaar uit hierdie ou boekie. As 'n mens hierdie boekie lees, dan besef jy die gevaar van in sonde voortleef nadat jy 'n kind van God geword het. Want God roep ons tot heiligheid. God roep ons nie tot 'n lewe van sonde nie. Hy roep ons tot 'n lewe van heiligheid. Vandag is die beste dag om God aan te roep in berou en vir vergifnis. Want nou, hierdie oomblik, hier waar ek en jy is al wat seker is. Môre is nie seker nie, vanmiddag is nie eers seker nie. Sonde vernietig steeds, sê hierdie hoofstuk vir ons. En dit sal jou en my ook verwoes. Daarom is die oproep vir môre. Bekeer jou tot God terwyl daar nog tyd is. Kry vergifnis.
Laat God jou naam skryf in die boek van die lewe. Laat hy jou was deur die bad van wedergeboorte. En dan volg jy hom in heiligheid. Kom ons bid saam. Here, sal U ons in hierdie tyd leer om U te sien soos wat die profete U gesien het. 'n Liefdevolle Vader is U, Here. Daar is niemand meer nederig en sagmoedig en lankmoedig as U nie. Maar Here, daar kom 'n afsnypunt en dan sal die toorn van U heilige wese ontvlam, want U moet sonde straf en U is 'n wreker, Here. 'n jaloerse wreker. En ons vrees daardie deel van die Here. Ons wil nie U tot by daardie punt druk dat ons onder daardie oordeel van U moet staan, Here. Daarom wil ons as U kinders kom en ons wil laag voor U kom buig en sê, Here, asseblief, leer ons om in heiligheid voor U te wandel. Nie met sonde te speel nie. Want daar kom 'n oordeelsdag. En sonde het niks verander nie. Dit maak nog steeds die mens dood. Sal U ons help, Here? Miskien is daar iemand wat later na hierdie boodskap gaan luister. O, Here, open die oë. En ons bid dat U hulle sal roep tot heiligheid. Roep ons elkeen tot 'n lewe van heiligheid. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.